Baie lekker hier. Kan jy aan my hoor? Is dit te hard? Is dit reg? Is julle wakker? Dankie. Waaroor het ons laasweek gepraat? Die eerste 3 van die 9 gawes van die Heilige Gees. Wat was dit? Wie kan onthou? Nee, maar nie boeke kyk vir my. Kyk vir my. Dis nie so lang terug nie, dis nou laasweek. Dit is laasweek, is dit? Nee. Ons het gepraat oor die spraakgawes. Okay? Wat is die spraakgawes? Profetiese woord. Okay? Toe kom ek by daai jong dame, toe vra ek vir haar, is sy verwagtend? En toe pop haar oë. Ek het net die vraag gevra, ek nie geprofeteer. Nog nie. Nou lag sy van my. Wat was daar nog? Iets sprake? En tale. Spreek in tale. En toe, die uitleg van tale. Wanneer gebeur dit? Ok, dit is alles daar in die boekje. Ok, ons gaan nou weer daaroor praat. Nou het ons die volgende 3 gawes, wat is hulle? Ons het die openbaringsgawes. Die openbaringgawes, dis die volgende 3. Weet jy wat ek wonder? Kom ons lees, mag gou vir my julle Bybels oop. Het jy julle Bybels gebring? Nie gebring nie. Ek gaan nie oorlog toe sonder die koers en die revolver nie. En die swaard. Die swaard is die woord van God. Het julle Bybels? Ek het dit nou nie daar in die maar ek wil net 'n stukkie lees. Ek het dit nou nie beplan nie, maar ek wil net 'n stukkie 1 Korintiërs 12. Bladsy 1462. Ek het toe die vergelyking gedoen reg in die eerste deel dat die gawes van die Heilige Gees is soos 'n toolbox. Werk jy met tools? Ja. Alright. Is jy mechanic? Nog nie. OK. Nou, hy werk met gereedskap, hier's ander wat ook met gereedskap. Toe bring ek my gereedskapboks hier kerk toe, en hy staan hier voor die kansel. Nou, wat 'n prediker vat 'n toolbox kerk toe? Hulle doen nie. Nou, die vergelyking wat ek gemaak het is, dat wanneer jy 'n skroef het om los te draai, gebruik jy dan 'n 13 spanner? Nee. So met ander woorde, jy moet daai gereedskapkas moet jy oopmaak en die gawes van die Heilige Gees werk parallel daarvan. Met ander woorde, jy moet die regte gawe uithaal vir die regte behoefte in die markplein. Dit verstaan ons so. OK. Nou dis hoekom ek nou die toolbox het, maar ek het hom reg, ek moes hom voorhou, want hier is soos 'n paar ouens wat ook met tools werk en hulle het ekstra tools nodig. Toe het ek hom vinnig toegemaak. Toe doen ek die vergelyking dat daar's baie van ons wat geesvervulde kinders van die Here is, wat met hierdie gereedskapkas rondloop die res van ons lewens. En dan gebeur niks nie. Hy maak nie oop nie. Dis nie soos jou Bybel wat vol stof is nie. Hierdie ding verroes. Hy sit daar
en jy kan niks met dit doen nie, jy doen niks daarmee nie. Jy het dit ontvang as 'n geskenk. Alright? Maar jy doen niks daarmee nie. Nou het ons 'n bietjie verder, bietjie in die woord ingegaan, en ons gesê, kom ons haal, ons kategoriseer hierdie 9 gawes, wat ons het, daar's ander. Wat is die ander bedieninge? Kry ons die 5-fout bedieninge, wat is dit? Dit is die God gegewe, God geroep, Jesus het hulle geroep. Ok? En dan kry jy nie die vrug van die vrug van die Gees is as gevolg van, en hulle stap saam met mekaar. Ok? Nou, kom ons lees hierso. Maar elkeen, vers 7, maar elkeen word die openbaring van die Gees gegee, wat met die oog op wat nuttig is, want aan een word die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Nou dieselfde Gees het Jesus opgevaar na die hemel toe. Dieselfde Gees is inwonend in jou. Dit is so, nee. Okay? En 'n ander werking van kragte, okay, ons gaan die kragte gaan ons nou volgende week dan hanteer. Maar reg in die begin is, daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees nie. Dis 'n sterk skrif. Dis baie sterk. En nou wil ons bietjie dieper ingaan, en al die begeleidingsskrifte is daar oor hierdie gawes van openbaring. Nou, hoekom as kinders van God het ons hierdie gawes nodig? Dis 'n woord van wysheid, woord van kennis en onderskeiding van geeste. Dis wat die woord sê. Nou is ons 'n bietjie bang vir hierdie goeders. Die eerste 2 is die natuurlike, wat aangespreek in die natuurlike wêreld, en die laaste een is in die geestelike wêreld. So ons gaan nou net individueel 'n klein bietjie kyk daarna. Wat is die begrip van die woord van wysheid? Wat is die begrip? Dis hoe jy dit die wysheid, hoe jy dit verstaan, hè, is begrip. En hierdie Griekse woord kan hom nie uitspreek nie. Ek sê Logos Sophias. Wat beteken dit? En ons gee 'n skrifverwysing daar. Ek is op bladsy 22, maar ek weet nie wat julle sin dieselfde is nie. 17 is reg. Logos het vlees geword en Sophias die insettinge te hê in die werklike dinge. Om die verborgde dinge te sien waaruit die sigbare gevorm word. Ons praat nou van die natuurlike. So moenie die mekaar raak nie. Nou is hier 'n stuk skrif wat ek regtig vir julle moet lees hierso ook in 2 Korintiërs as jy daar wil blaai. As jy Bybel het, 2 Korintiërs 2. Lees ek hierso van vers 12. Ons het ewenwel nie gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons nie weet wat God ons uit genade geskenk het nie. Daarvan spreek ons ook, nie met die woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike dinge vergelyk. Ek gaan nou daarby kom. Maar die natuurlike mens met die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word, maar die geestelike mens beoordeel wel die dinge, selfs egter word hy deur niemand beoordeel, want wie het sin, en hier kom het, wie het sin in die Here geken, dat hy hom sou onderrig
maar ons het sin van Christus. Wow. Nou wil ek net 'n posknop hier druk. Wanneer ontvang jy die Heilige Gees? Wanneer? Met wedergeboorte. So daar's geen ander pad wat jy die Heilige Gees kan ontvang nie. Daar's nie 'n shortcut nie, daar's nie 'n quick fix nie, jy kan hulle nie betaal nie, jy kan niks doen nie. Jy ontvang dit met jou wedergeboorte. En as jy Johannes 3, vanaf vers 3 tot 5 deurlees, of 7, dan word jy gebore in gees en water. Nou moet ons dit verstaan, hierdie gees en water, want wanneer jy gebore word jy, jy's 'n nuwe skepsel, dis wat die woord vir ons sê, dan het jy geestelike ore, jy het geestelike oë, want jy is nou 'n nuwe skepsel. Okay? So dit is waarom baie mense vir my sê, wow, nou verstaan ek die woord wat ek lees. Ek het dit nooit voorheen verstaan nie. Nou begin ek dit te verstaan. Soos die baie van die, ek het nou baie gespot daaroor. Ek was in Houtjaan gewees, daar gebedien, en toe sê hulle vir my, pastoor, nou kop ek wat jy vir my sê. Dan verstaan jy wat ek probeer sê. So, nou het ons hier die Heilige Gees. En baie interessant, ek het 'n visie gekry oor die groot doop. En die mense verstaan dit nie. En ek dink, ja, dit is seker so 3-4 weke terug te gee die Here dit vir my. Toe bedien ek 'n woord, maar dit gaan oor die fondasie. En julle wat bietjie boubedryf inligting of kennis het, wat is die 5 komponente wat ons nodig het? En die Here wys dit vir my in 'n visie. So die komponente is die sand, die steen en die staal. Dis die mens. Okay, argument daaroor. Die sement is God, die Vader. Dis die woord. Die Heilige Gees is die water. So met ander woorde, as jy nie gedoop is in die water nie, dan is daar geen krag nie. As jy nie water by die sement sit nie, beteken hy niks nie. Dan is dit net 'n mengsel. En dis wat die Here vir my openbaar het en ek dink, wow, dis regtig wonderbaarlik. Ek is 'n prentjies ou, die mense weet dit. Ek hou van prentjies. Maar nou gaan ek jou nog 'n prentjie wys. Nou kom ons baie keer het dan nou sê, Lord, I want more. Nee. I want more. Stem julle saam? I want more. I want more of the Holy Spirit. Ek wil meer van die Heilige Gees hê. Okay? Maar nou gee die Vader vir jou, okay, gee vir jou nog daai gawe. Sien, nou ons lê hande op, ons gee dit vir jou. Wat maak jy? Wat maak jy daarmee? Okay, ek het nou 'n bietjie groter geword. Ek het nou Heilige Gees krag ontvang. Nou sê, wow, hier is 'n lekker diens. I want more, Lord. Oef, sit ek 'n bietjie meer uit. En so gaan ek aan. Oef. Maar ek laat niks uit nie. Wat bedien ek? Wat maak ek met hierdie gawes van die Heilige Gees? En vanmôre toe gaan ek hier af. Badkamers toe en ek gaan sit my das aan, want dis al waar daar 'n spieël is, dat ek kan sien of ons ordentlik is. Maar ek kry toe, koek. Nou hierdie ballon weghardloop. Alright. Nou gaan ek nou vir jou illustrasie maak. Hierdie is nou, ek is nou opgepaf met die Heilige Gees, né? Hy is lekker, hy is baie. Maar wat maak ek daarmee? Waar vloei dit uit? Wat gebeur met hierdie is nou in 'n pakket? Maar van die gawes moet oorgaan dan na die markplein toe. Nou doen ons dit nie.
Ons doen nie dit nie. Nou wat gebeur? Ons is oorvol van die gawes van die Heilige Gees, maar net die skrif nie. Right, wat bly oor? Net my chassis, net my gebedere. Daar is niks Heilige Gees werking in jou, die toolbox is leeg. Dit is vir die Here vir my vanmôre wys. Ons kan nie net bly vra vir die gawes van die Heilige Gees nie. Dit moet iewers uitloop, want nie soos wat ons eet, ontlas ons die goeders. Dieselfde is, jy ontvang die gawes van die Heilige Gees. It's a gift, dit is verniet. Maar wat maak jy daarmee? Dis lekker om te sê, ons is heilig en veilig in hierdie 4 mure. Maar as jy in die markplein is, daar waar jy werk, en nou kom jy toe sê, ek het seer. Het jy op hande op hom gelê? Het jy van gebid? Of kom jy nou toe en sê, Jessie, ek het vir jou 'n woord van wysheid of 'n woord van kennis. Hierdie ding moet jy nie so maak nie. Dis nou 'n tegniese ding. Dis nou wysheid. Nou wys die Here vir my, jy moet dit so doen. Of Berne byvoorbeeld by die werk. Sy het nie idee nie, maar die Here gee vir haar daai wysheid en insig op daai oomblik sê, gaan neem daai persoon se bloeddruk. Daar's fout. Dis waar jy dit kry. Maar jy gaan nie, as jy nie ingeskakel is by die Heilige Gees, sê gou vir my, gaan die Heilige Gees vir jou gebruik, die Vader vir jou gebruik, en die gawes van die Heilige Gees, as jy roekeloos is? Nee? Alright? So as ek nou daaraan dink, wanneer jy die gawes begin, ek wil sê praktiseer en dit toepas in jou lewe, hoe kan jy, wat het jy nodig? Jy moet bereidwillig wees, wat het ons gesê, daai 3 goeders? Jy moet bereidwillig wees, beskikbaar wees, en wat is die derde ene? Help my gou. Help my. Diensbaar. Ok? So met ander woorde, as jy dit nie, dan beteken die gawes van die Heilige Gees niks nie. Dan gaan jy daar staan as 'n wissel. Hoe gaan jy ooit jou disippelskap roeping in beweeg as jy nie die gawes van die Heilige Gees toepas nie? Hallo? Praat ek alleen? Jy gaan nie. Ok, terug te kom. Om insig te hê in die werklikheid van die dinge. Om die verborgde dinge te sien waaruit die sigbare gevorm word. Wat is die doel van hierdie gawe? Hier is ons 'n gedeelte in Romeine 6 wat ek bitter graag wil lees, maar ek gaan nie alles lees nie. Die Heilige Gees openbaar die omstandighede en die situasies waarin jy beweeg. Verstaan dit? Dis nou. Nou sê Romeine 6 vanaf vers 22, maar nou dat julle vrygemaak is van die sondes en diensbaar geword het aan God, het julle jou vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Hierdie is so belangrik om die gawes van die Heilige Gees toe te pas in jou lewe. Want wie die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Dis die belofte. Jy moet net do the Nike thing. Wat is dit? Stap. Doen. Ek is 'n doener. Ek is baie lief vir die Here. Dit waarskyn berei ons voor vir die toekomstige dinge voordat dit gebeur. Het jy al 'n pad gery? Ek ry nou hier af. En die Heilige Gees sê my drillings. Sê maar, nou wil jy redeneer, sê maar ek ry, dis 'n kortpad. Ek ry mos altyd hier af en dan draai ek daar. Het gebeur nie. En dan draai ek af
ek is nou gehoorsaam, draai af en ek ry so. 'n week later of 'n maand later hoor ek, daar was 'n ongeluk gewees. En hy tydsberekening sou ek daarin gewees het. En dit gebeur. Ons gaan aan die woord van kennis, maar nou nie die mekaar raak nie, want ek het op 'n stadium het ek 'n bietjie gesukkel met hierdie. God openbaar 'n feit wat nie andersins by die persoon wat die gawe gebruik kon bekend wees nie. Jy kan dit ook verder lees. Dit is die stuk wat ons vanmôre gelees het in 1 Korintiërs 12 vers 8. Onthou die gawes van die Heilige Gees is om vir my en jou bemagtig om die werke van die duisternis te vernietig, om sy werke te openbaar, dat niemand in die gemeente bedreig word nie. Kennis. Kennis. Jy kan self 'n ander skrif gaan lees. 2 Korintiërs 10. Wat is die begrip van hierdie woord van kennis? Daai Griekse woord logos, gnosis. Die begrip van gesprekke, skrifte of beeldvorm uitgedruk word. Die gnosis beteken perspektief is die kennis wat jy kry. So hier is twee goeders waarmee ons nou deel. Een van die voordele, toe Jesus daai vrou gaan bedien het, by die, wat is die waterwel? By die put. Daar het 'n klomp gawes daarna vore gekom. Profetiese woord van kennis, hoe het hy geweet? Sê maar, jy het 5 maande, waar kom dit vandaan? So daar's nie, wat ek hierby wil sê is, wanneer jy iemand na die Here toe lei, sy toe later het geglo, hy is die Messias. Maar sy was nie Joods nie. So, en hulle kom nie by mekaar nie. So wat ek vir jou probeer sê is, daar's nie neergesette volgorde, wanneer jy iemand na die Here toe lei nie. Daar is nie. Jy moet afhanklik wees op die gawes van die Heilige Gees. Want hy gaan vir jou, die kennis gaan hy vir jou gee. Jy het dit gedoen het dan. Jy het nie stil gesit nie, tot jy van die stoel afgeval toe jy klein was. Jy hoor wat ek sê. En dit kom nie net, ek staan, en ek het vir julle al voorheen dit vertel, ek staan in 'n bediening en in 'n mannebediening, in die Mighty Men, en ek is 'n usher daar, en hier staan 20 mans voor jou. Ek ken hulle nie. Waar kom dit vandaan? Die Here gee vir die kennis. Hy sê vir my, hierdie ou het 'n drougprobleem. Sê vir hom. Daud, en die volgende ou, en ek bid vir hom, en die volgende ou kom nou, en hy staan voor my, ek weet nie eens wat sy naam is nie. Hy het 'n huweliksprobleem. Bid vir hom. Ja, en een is verslawing, en so het ons reg deur die hele ry gegaan. So wat ek vir jou sê is, ek het die gawes ontvang, maar ek het dit bedien. Want dit help nie, jy ontvang die gawes, en jy kan dit nie bedien nie, dan word ons soos daai ballon, doef, lekker groot. En niks gaan uit nie. Niemand trek voordeel, niemand word genees, niemand word aangeraak, as jy nie hierdie gawes gebruik nie. En nou kom ek by die lekker ene, ook like hierdie ene. Die onderskeiding van geeste. Wow! Die gawe bied die insig in die ondersienlike wêreld om goed en sleg in die geestelike sfeer te sien. Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit? As jy nou in 'n plek instap, ek stap waar by jou, of ja, ons noem 'n ander winkel, en ek stap daar in, en ek kom, en ek sien 'n persoon, en baie keer, jou gees tel nie met daai persoon nie, nee.
Nou begin hierdie aspek van die identificering van geeste begin nou te werk. So, en as hy gevul is met die Heilige Gees, dan is dit maklik, want jou gees stem ooreen met daai gees, en die ander stem nie ooreen nie. In al hierdie hele proses, nou moet jy baie versigtig wees. Onthou net, ons het nou net gesê, die Vader gaan dit nie vir jou gee as jy roekeloos is nie. Met ander woorde, wat gebeur in die agtergrond in hierdie toepassing van die gawes van die Heilige Gees? Heiligmaking proses. Ek is nie hoog en heilig en ek loop hier rond met heilig nie. Nee. Dis 'n verhouding wat jy het. Jy moet hierdie goeders begin verstaan. Jy moet dit uitleef. Jy ontvang die heiligmaking nie. Jy ontvang dit nie. Die gawes van die Heilige Gees ontvang jy nie. Ag, die vrug van die Gees. Jy ontvang dit nie. Dis, jy die gawes ontvang, maar jy moet bietjie werk, jy moet bietjie insit, want dit is karakter wat daar is. Alright, julle met my. Nou daar is ook 'n Griekse woord wat ek nie eens kan uitspreek, maar julle kan dit self daar gaan lees. Hier is 'n belangrike ding wat ek moet stil staan. Wat het Jesus gedoen? Wat het Paulus gedoen met hierdie gawes? Hy het op sy naam genoem. Krank gees, jy sal gaan in Jesus naam. Dis wat gebeur het. Hy het hom geïdentifiseer. En jy bestraf net dit, want jy sê, daar staan geskryf in die woord. Dis wat Jesus gedoen het, net nadat hy 40 dae gevas het. En toe kom die duiwel na hom toe en hy vertel hom al ander stories. Hy sê, daar staan geskryf. Wanneer jy die woord quoteer, kan hy jou nie teëstaan nie. Hy kan nie. Hy is nie bemagtig om dit te doen nie. Want daar is 'n opperhand waar daar is. Baie interessant. Maar die woord sê tog, die worstelstryd is teen die bose magte. En dit is baie belangrik dat ek en jy moet besef om Efesiërs 6 met die wapen, die toepassing van die wapenrusting. Moet jy aantrek. Ek trek hom nie uit nie, baie ouens trek hom uit, ek trek hom nie uit nie. Ek leef dit dag vir dag. Dit is belangrik. Okay. Wat gebeur toe? Die stom en dowe gees het gesê, stom en dowe gees, gaan. En het gegaan. Maar ek het nou klaar omgeblaai en hy het teruggeblaai. En hy sê, die krankgees gaan in Jesus naam. Die waarsêende gees, julle ken die storie, hy word dit gekoop het. Sê vir hom, Paulus sê vir hom, wat jy gaan? Die tovenaar. En ek wil afsluit met die laaste voorbeeld. Wat het met Elisa gebeur? Elisa was op 'n plek gewees. En nou is hy en sy dienaar. En sy dienaar kom by hom en sê vir hom, Elisa, hier is ons moeilikheid. Sê vir hom wat? Hier is 'n klomp waans op pad. Ons het nou moeilikheid, want hier is ons duisende mense. En wat sê hy vir hom? Hy sê vir hom, moenie worry nie. Hy sê, maar ek moet nie worry nie, maar kyk hierso. Hier is ons nou moeilikheid. En toe die Elisa gebid, toe sê hy van, Here, maak sy oë oop, dat hy kan sien. So hy het gesien toe, wat is die legioene wat die Vader
het wat hulle nie gesien het nie. En dis presies wat ek vir jou wil sê, as jy wedergebore is, dan kan jy die jou geestes sien, oor sien. Jy kan goeders begin hoor, jy kan dit begin toepas. Dankie Here. Kom ons staan en sluit ons af. Dankie Here. Kom ons. Dankie Here. Net so glas water.